Nampo 2025 en was hy nie nat gewees voor die tyd nie. Okay, so, almal van julle sal nou weet, ek dink daar's nog nie ou wat nog nie begin kyk het na drones op hierdie stadium nie. En nou is ek by Nix Trailers, maar ek praat met julle oor drones en al hierdie tipe lekker nommers. Hoekom moet jy hierso uitkom? Die helfte van 'n drone, as dit nie meer is nie, sit in jou trailer, nê. Nou hier is nou een van die pioneers as dit kom by drone trailers in die wêreld. En ek sê die wêreld, rarig, ek was daar in China gewees en dit wat daai ouens van trailers sal weet, hulle moet ook kom leer hierso, nê. So, ons vind 'n bietjie uit hoe die goed in mekaar gesit is. Hoe lyk sy beeswaans as jy dink soek om 'n koei of 'n skaap mee rondry, soos jou adres? Wat maak hom anderster? Hoekom moet jy kyk na 'n Nix trailer? Check 'n bietjie. Nick, hoe lyk dit? Hi Andre, lekker, dankie daar vir jou. Nee, doodstil, rustig. Mooi. Okay. Drones is besig. Ek dink hier is een van daai goed wat regtig besig is om die mark in totaliteit te kom stamp en hulle weet dit nog nie heeltemal nie. Maar 'n drone is net die helfte van die storie. Die ander helfte, en hoe meer ek met die goed gedoen kry, nou ook hier wat daarso staan en die help van die breinbesigheid. Daai wat daar staan bring vir jou maklik 50% van jou kapasiteit na die party toe. Is ek reg? Dis die waarheid. Okay, en ons gaan nou kom by al die triks van die trade daarso. Maar daar's 'n ander gedeelte van die triks van die trade is terme van, nou gaan koop ek 'n wa. Maar hoe lyk my fondasie? Vertel my 'n bietjie, jy het 'n hele, kan ek sê, 'n lewe gebou uit waans uit. Hoekom 'n Nix trailer? Okay, kom ons begin. As jy in beeswaans praat, is die belangrikste ding wat 'n ou moet onthou is, jy het wat ons noem 'n standaard koei en daar's ergonomie en hoe die koeie in mekaar inpas. So as jy wa te lank of te smal is, dan het jy of te veel of te min. Kom ek vat byvoorbeeld, as jy 'n 4 meter wa vat, dan laai jy 4,5 koeie. As jy gaan na 4.2 toe, byvoorbeeld, dan laai jy 5 koeie. Nou moet jy onthou dat dis belangrik, want as jy net 4 koeie laai, is daar nog 'n halwe koei se spasie oor. So dit beïnvloed oor hoe die wa hanteer. Ja, en nou gaan hulle rondskit daar binnekant en wat, maar anderster wat jy nou doen is jy sit daai bietjie by en dan sit jy een koei by en dan pak jy so sardientjies. Ja, want hulle staan kop en stert. Nou as jy van koeie praat, dan dubbel jy hom. 4 koeie, 8 speenkalwers, 5 koeie, 10 speenkalwers. Toe het ons gegaan in die mark, want ons baie ouens wat 'n behoefte het om 4 bulle te ry. En ons het byvoorbeeld 'n 4.8 meter model, maar toe het ons gegaan na die ene agter my toe, dis 'n 4.6. Nou wat hier gebeur het is flexible chassis. Ja, jy ken daai storie. Verduidelik my so 'n bietjie. So wat gebeur is jou raam moet kan buig. Hy moet kan twist. So dis daai beginsel van as my hand nou die bak is, dan sit ek my as hier onder, as ek gewig oor het, dan buig hy om hom. So die was hol gebou en dan's my aste daar. Sit my rolbars op en ek span hom. So my hele struktuur bo ry soos 'n veer bo op my aste. Ek hoor jou. Nou as ons horisontale lyne span en ek gaan jou hier, ek moet jou nou aan die ander kant voorwys, is een lyn altyd stywer as die ander en dis hoekom ons hom aan die voorkant soos hierso rond maak. So daai ronding wat jy daar sien, wanneer ek die horisontale lyne span en my wa begin flex en hy twist, dan maak hy dat die een wat die styfste is 'n aks buig en op die ou net ek 24 lyne wat die gewig dra in plaas van die een ding. Ek hoor jou. So op die einde van die dag, waar bou gaan ook nie net oor ek vat net gou 'n chassis en sit vir hom 4 wiele of 2 wiele aan nie, nê. Nie as jy wil hê moet hou nie en nie as jy wil lewendig bly nie. So jy moet 'n bietjie wiskunde kan doen in hierdie storie, nê. So verduidelik my hierdie kant. So as ons nou na hierdie waans toe stap, kom ons praat van hierdie Nix 22. So dis 'n enkel drone wa. Ja. Andre, wat eintlik interessant is van hierdie wa is dat ons dra 1.3 ton van die as af agtertoe. Wat? Wel, ek het 1000 liter water en ek het 300. Ja, jy's reg. En dit is basies agter die agteras. So aanvanklik het die ouens my gesê nee, kry slimmer manne in. Die slimmer man het gesê kan dit nie doen nie. Ek het net gesê ons sal. En die ouetjie werk soos hy hier staan, so hy sleep fantasties. Jy kan hom met die 1.3 ton kan jy hom sleep.
Uiteraard ry jy maar die meeste van die tyd as jy na 'n plaas toe gaan of na 'n plek toe met 'n leë tank. Jy kan met hom ry so vinnig soos jy wil. Hierdie ding loop soos 'n droom agter jou. Hy kom glad agterna. Hy kom. En as jy daai 1.3 ton se water agterop het, dan maak dit niks. Jy kan oor daai kontoure gaan, jy kan maak wat jy wil. So baie cool. So ons het al die standaard goed, leerbo, klappe wat oop en toe maak, goed wat in en uitskuif. Maar laat ek nou net goed by mekaar kom nou nee. Want jy sê nou die standaard goed. Toe ek 'n jaar terug hier gestaan het nê, was dit absoluut cutting edge, nat nuwe. Niemand het nog daaraan gedink tipe houe nie. Nou is dit op 'n standaard goed. Jy kry dit nou al saam nê. Andre, ons trek op ons 6de generasie nou. 6de in die afgelope jaar. So onthou, ja, maar dis omdat jy niks het om te doen op Kolini nie. Nee, nou sit 'n baie met dryfwater. So kry ons dalk om ander. So onthou, ons het T40s, T50s, nou gaan ons mik, ons praat van T100s, ons praat van 150 liters. Ons het ander maatskappye wat in die veld is nou. Ja, want ek sien hierdie een het dis 'n XIG wat op daai is en hy pas. Yes, XIG. So daai spesifieke wa is reg vir hulle Pro 150, P150. So in hierdie geval is daar net 'n 100 daar. Ja. Soos jy hom nou sien. Maar ons het hom klaar reg gemaak vir dit. So hy kan die groot ene ook deur. Hy kan die groot ene opgaan hier waar hierdie twee klein rooi generatortjies nou staan. Kan ons ook vir jou 22 kVA FAW of is wat noem dit silent diesel 'n compact ook opsit. So hy pas ook daarin. Dan kan ons nou aangaan want eintlik is die groot storie in die lang meneer hierso, nuwe oppies staan. Sien, nee. So ek gaan net vinnig oor die tanks praat. So wat gebeur met die tanks is jy het 'n koniese tank soos jy nou daar sien. Hierdie is 320s. Ja. Dan kry jy hom in 'n 500. Jep. En jy kry hom in 'n 1000. Ek praat van die mengtank. So wat ons dan op gaan hê is 2000 liter water. Ons het twee pompe, stainless steel pompe by the way. Hulle lewer so in die orde van so 12000 liter 'n uur. As ons die druk opjaag en die volume, dan gaan ons sit met skyn. So daar's baie in dit in. Dit gaan oor die rigting wat die pomp draai, die rigting wat die water bo inval, die rigting van ons vortex binne-in. Ek gaan vir jou vortex laat afneem nou daarbo. Maar wat die moeilike deel is, die mengaksie gebeur met 'n vortex met gravitasie. Dit lyk soos 'n bad wat uitloop. En dis uiteindelik wat jy meng. En ons kan 'n 50 ml in 'n 300 liter meng. Chemie 50 ml 300 liter water binne in 3 minute in so 'n tank. Wat 3 minute. Ja, maar jy weet dit het ek gesien nou hoe meer ek met hierdie drone besigheid te doen kry, is dit luister die drone gaan uit en maar terwyl daai ding vlieg is jy besig om jou volgende mix reg te kry. As daai ding stop is 'n tipe van pitstop houe, woep batterye maak vol en dan moet hy steek. So as jy jou mengsel maak, dan gooi jy hom in hierdie klein tentjie. Gooi jy nou jou 3 liter en 5 liter en 2 liter en 1 liter wat jou mengsel resep sê. En die oomblik as jou tank leeg is, maak jy jou skoon water oop. Jy trek hom sommer gelyk bo in 3 minute is Bob jou ankel, dan kan jy gooi. En dan hardloop hy en dan sê vir my hierdie pyp wat gaan nie nou roerder, wat is die wat hier verbykom? Wat hier gebeur is die vortex suig te vinnig want ons het bietjie groter pompe gegaan op die stainless steel. En wat dit dan doen is hy suig te veel lug. So daai is nou ons roerdertjie soos jy sê, maar dit keer eintlik dan by vortex nie binne in die pomp kom. Okay. En dan maar dan sit nou sommer 2 vlee met 1 klap tipe van houe. Hy help sommer roer en hy keer dit so. Ek steek dan hierso is jou tipe van dis nou hoe hy hier vasmaak, né? Nee. Ja, ag ek sê vasmaak, jy gooi nou jou goed hier in en dan kan jy sommer jou skoon water in hierdie geval gelyk deurtrek. Hierdie is 'n bakkie eenheid. So wat hierdie ding doen is ons het hom gemaak vir die ou wat hy het dalk nou 1000 liter of 'n Jojo vir sy skoon water en hy kan die ouetjie op sy bakkie sit of op sy waantjie sit. So ons het so 'n unit ook want daar's groot starter pack. So basically dis die starter pack. Ek het nou begin. Ek kon nou al 'n drone koop, maar nou het ek die res van die goeders nodig, dan hardloop ek in daai rigting. Kom jy so aan die gang eers. En dan daarna dan koop ek vir my die dikwa. Dan kom jy by die dikwa uit en jy sit jou nuwer generasie, ons mag nie van die ons sê 100 liter drones, ons noem dit so.
of my 150 liter drone, so hulle Want ons pas weet daar- hulle kom, ons net 'n kwessie van wanneer. Hulle kom, ons mag nie sê wanneer nie, maar hulle kom. Uitstekend. Nou kyk, kom André, ek wil dis gou die vir Okkie hierso Dan gaan jy weer ook trek. na Okkie toe. Nee. Kyk, hy's nie tegniese man. Nou kom ek maak vir jou mooi hierso. Dat ons laat die mense by die huis jou kan hoor, nê. Perfek. Okkie, André, like dit. goed en jy, baie dankie vir die geleentheid. En baie opgewonde om hier by Nampo te wees. Verduidelik my nou gou, nê. Nou want jy saam met Nick, julle het nou hierdie drone besigheid, kan ek nou sê, die ander kant van die drone besigheid het julle nou goed geknak, nê. Wat is jou denkrigting wanneer jy gaan rondom die oplossings op die waans? Kyk, ons het 'n paar probleme gehad. Ons was beperk met spasie gewees, so wat ons toe gaan doen het, is ons het hom bietjie uitgebring. So nou het ons 2 generators hier binne. Ons hoef hom nie uit te trek nie. Hy het toevallige exhaust aan die agterkant wat al die warm lug uitblaas. En wat ons ook gaan doen het, omdat ons hierdie breër gemaak het, is hier soveel spasie hier binne dat as jy 'n groter drone sou kry, Ja, hier genoeg spasie hier binne is. yes. Jy het hier plek vir al jou bokse, al jou toerusting. Jy kan jou emmers hier binne insit. Dit maak dit net soveel geriefliker om meer spasie te hê hier binne. Dit is baie cool. Ek dink daar's tot plek vir my daar binne, nê. Absoluut, absoluut. Dan wil jy weet. En dan wat ons gaan doen het is jy kry 'n extension kabel wat jy kan weiervat agtertoe of bo-op. Ons het 'n platform bo-op gesit, so nou kan jy sommer bo-op land as jy wou. En jy vat hierdie kabeltjie na jou cooling units toe en jy kan sommer van daar af kan jy werk, jou batterye koud maak en alles kom van jou generator af. Sommige maklik en eenvoudig en alles is bymekaar. Yes, ons het baie veranderings soos om Nick vertel het van die pype wat ons ingesit het om hierdie agitation vir ons beter te kry en ook nie 'n probleem te hê met die lug wat hy deursuig nie. Het ons 2 kele, as ons wou volmaak, het jy 2 kele om vol te maak. Dit werk baie lekker. En jy kan van bo af, hier bo op, het jy deksels wat oopmaak, so jy kan van bo af werk. Jy vou daai oop, jy het 'n lekker installasie bo. As jy sou sein verloor, dan kan jy jou relay opsit en jy hoef nie noodwendig op bo te wees. Jou relay gaan net jou sein versterk en dit soveel makliker maak. Jy kry 'n addisionele pyp op bo. Dis cool. En hierdie ouetjie is ook baie oulik. So nou kan ek, as ek die relay opgesit het, kan ek hierdie remote vat hier neersit en ek kan kontrole hou. So ons kan met 2 drones kan sien gemaklik hier op land. Ons het plek vir 2, ons het ons 2 generators en soos julle kan sien is hier redelik baie spasie. En ek wil net gou hier omkom, nê. En hy's nie maar hy's regtig breed, nê. Ek neem aan is hy 'n beestrailer en 'n maatjies as dit kom by Yes, ek moet eerlik wees André, ons het op hierdie stadium is daar 'n net 22 tot 'n 26. Ons het van die 300 liter tanks, die 500 liter tanks wat vir my ideaal is, want dan maak jy 25 hektaar per kant aan, so jy maak 'n mengsel van 50 hektaar aan en dit maak dit net soveel makliker om te spuit vir jou. En wat ons ook gaan doen het, is hier's 'n interessante ding wat ek vir julle wil wys. Ons het gegaan en ons het agterkom hier's sulke straps wat jy opsit wat die drone se blades vashou. Ja. En op die einde van die dag, hy goed raak maar oud en hulle gee in. So ons het gegaan en ons het so ons noem dit bladesavers. Yes, daai. Wat? Redelik taaf, goeie kwaliteit, sterk. Ja, want ek het nou gedog dis van daai, jy weet daai spons wat jy kry met die, nê, handjies, nê. Ek het nou gedog is handjies spons, maar dis nie dit nie. Hierdie ding is ordentlik. Dis hy. Met die Jou hond kan die ding kou. Absoluut. Want ek gaan Met die vervoer van die drone gebeur dat hierdie blades baie keer teen die frame kap en hy kry krake, hy kry trailing edges en ongelukkig is dit 'n duur blade. So nou kan jy gaan en jy kan hierdie ouetjie opsit en kyk hoe vinnig en eenvoudig is dit en hy kan niks doen nie. Hy kan nêrens heen gaan nie. Die Chinese kon nie dit uitdink nie. Ja, ek dink ons het 'n stappie verder gegaan. Jy sê dit en kyk hier onder. Verduidelik my gou wat gaan hier aan. Okay, so ons het losstaande potjies wat ons verkoop. Jy kan op enige applikasie kan jy sit op jou bakkie, op jou trailer as jy enigiets gebruik. Dis korrek.
En hy maak fisies vas. So hy kan nêrens heen gaan nie. Hy het 'n plekkie om te bly en jy kan dit los te koop kry by Nick. Yes, en dan is drone vas. Hy's vas, hy kan nêrens heen gaan nie en dit lyk baie netjies. Okay. As ek nou 'n gewone emmermeng besigheid het, nê? Skit 25 liter kanne tipe van houe. En ek dit versus 'n trailer bykry. Hoeveel meer kapasiteit het ek wat spuit aanbetref omdat ek die ding het in plaas van daai? Jessie, dit maak 'n dag en nag verskil. Met die 500 liter tanks wat ons opgesit het, maak ons 50 hektar se produk op een slag aan. Dit gaan jou hektare verbreek. Die ouens wat die trailers wel by ons koop, spuit tussen 70 en 100 hektar 'n dag. Ek het laasweek per drone. Ek het laasweek dit aangepak en ek het gekyk hoeveel hektar 'n dag ek kon doen en ek het gekom by 'n som van 130 hektar wat ek 'n dag kon doen omdat ek 2 500 liter tanks gehad het om vinniger te meng. Dit beteken ek het 2000 liter by my. Ek kan 50 hektar aanmaak, ek maak weer 50 en daar spasie vir nog. So jy wil vir my sê 2 drones 150 200 hektar 'n dag, nie te veel moeite nie. Ek dink 170 200 dit kan gedoen word. Dis korrek. Uitstekend. En dan julle het size wat pas vir almal, nê? Absoluut. Dankie, Okkie. Right, so, jy enigsins dink aan drone koop, nê? Of in daai rigting, dan moet jy by Nick uitkom. Kom kyk hierso. Al vat jy net 'n bakkie unit, nê, dan kan jy dalk vir jou 'n bietjie op uitsort. Jy weet mos hoe gaan dit, nê? Ons dink altyd ons kan dit goed beter doen. Wat ek vir julle sê is, nê, spandeer daai ekstra paar rand, dit gaan beter wees as wat jy die ding self probeer doen is. Ek kyk nou net hier. Dit wat hulle laas jaar al gedoen het en wat hulle nou doen en 'n passie, dit is waar die verskil lê. So, maak seker dat jy by Nampo by hulle uitkom by Nick Trailers hier langs die Dodges, nê? Hulle is net hierso. Dan kom kyk jy 'n bietjie, hoe moet jy 'n drone volmaak? En soos ek toppie kan kry om te sê bye bye, dan sal dit ook goed wees. Dankie Facebook. Sien julle volgende keer.